julle, ons gaan aan met episode 10. Ek het gesê ek gaan julle verras met vandag se enetjie waaroor ons gaan gesels. Nou dis eintlik maar twee aspekte, maar hulle loop maar half saam. Waaroor ek vandag bietjie wil praat is die metode om te kan stook. Nou vir die ouens wat nou maar verstaan, dit is nou maar ouens wat gewoonlik vir hulle self 'n bietjie mampoer stook. En hoekom ek die mampoer nou juis noem, is nie soseer die drinkaspek daarvan nie, maar dit is vir ontsmettingsdoeleindes. So, jy kan dit sekerlik nou maar drink ook, dit is nou maar jou eie keuse, maar om te kan stook, is ietsie wat ek dink nou nogal van groot belang is, veral as jy moet goed ontsmet, die metanol en die etanol wat daarmee gepaard gaan, en op die einde van die dag is dit redelike goeie ontsmettingsmiddels. En dan die verstaan van die proses van hoe dit werk, is die groot ding eintlik. Wat baie min mense besef, ek sal dit nou maar weer baie vereenvoudig, maar jy het gewoonlik maar iets wat jy in 'n kom ons gebruik sommer nou maar 'n pot gooi, en van daar af as jy hierdie pot nou bietjie warm maak, dan het jy nou 'n vog wat nou basies opgaan, of nie regtig vog nie, dis eintlik wasem, kan jy nou maar seker sê. En dit beweeg deur 'n pypie wat dan nou distillasie laat plaasvind of afkoeling, en daaruit distilleer dit dan nou op die ou einde weer terug in 'n vloeistof in, en daar sit jy dan nou met jou alkoholproduk. Maar wat baie min mense besef, is jou brandstof, petrol, diesel, daai tipe goeders, werk baie selle op dieselfde prinsip. Ja, daar is definitief more to it, as mens dit nou so kan stel, as die eenvoudigheid wat ek nou daar gestel het, maar dit is maar distillasie op die ou einde van die dag. Daar is nou verskillende temperature wat daar 'n rol speel ensovoorts, en dit hang ook af wat jy wil maak, of jy wil olie maak, petrol maak, parafin maak of diesel maak. Maar as jy ten minste 'n idee het van hoe om vir jou jy weet hierdie distillasie op te kan stel en te begin kyk om so iets te maak, is nogal belangrik, dink ek. Nou net 'n bietjie van 'n disclaimer, as mens nou so kan stel. Onthou net, as jy nou vir jou so ding gemaak het en jy maak drank daarvan, as jy die drank verkoop, kan hulle jou toesluit. As jy besluit jy wil vir jou petrol maak of diesel, jy kan nie op die pad ry met daai goed nie, want dit is daar is mos nou nie belastings opgehef nie. So ek wil dit maar net daar byvoeg, dat iemand dalk nou nie my wil kom toesluit nie. So, maar dit nou daar gesê, daar's geen rede vir julle om hierdie tipe goedjies nie te beoefen en te kyk hoe kan 'n mens dit doen op klein skaal, en wat werk nie. Weer eens, soos wat ek sê, dis nie regtig breinchirurgie nie. Dit is redelik eenvoudig. Ja, daar is baie tricks of the trade, maar dit is maar goedjies wat jy sal leer sodra jy dit begin doen, en hoe jy dit kan toepas ensovoorts. Veral met die as jy begin kyk na brandstof maak en so, maar ek sal maar eers by die stook begin as ek julle is. En jy het ook nie die van julle wat nou dalk televisie kyk en julle kyk iets soos Moonshiners of so iets, is nie nodig om daai drank te stook, jy kan sommer maar 'n bietjie suikerwater vat en dieselfde doen, en net daai effek kry van hoe dit werk. Net belangrik, soos ek sê, wees maar veilig met dit ook. Daar is maar 'n ontploffingsrisiko wat daarmee gepaard gaan. Jy weet, jy werk met alkohol, wat maar hoogs vlambaar is, so neem dit ook maar net in ag. Maar mense gaan kyk bietjie video's, kyk hoe word dit gemaak, kyk hoe word dit gedoen. As jy weer terug gaan na die brandstofkant toe,
Jy kry brandstof wat hulle byvoorbeeld uit plastiek uitmaak. Jy kry brandstof of ek gaan dit sommer nou maar 'n re-olie noem, maar dit is eintlik maar 'n vuil olie wat hulle uit tyres uitmaak, wat dan ook nou verder geraffineer word om dan nou diesel of petrol of wat ook al te maak. So jy kan maar 'n bietjie videoetjies gaan kyk daaroor. Dis wat ek sal voorstel. Maar ek dink begin jouself gemaklik maak met die effek. Hoe werk distillasie? Hoe kan jy dit doen? En wat is die beste manier om dit wel te kan doen? Jy kan eintlik op die eenvoudigste manier om dit te doen is om vir jou gedistilleerde water te maak. Werk maar op dieselfde prinsipaal. Is water wat jy opkook. Hy beweeg deur 'n pypie. Daai pypie gaan deur iets wat hom afkoel. Hy stoom koel weer af en hy kom uit as water aan die ander kant. En daai water is nou gedistilleerde skoon water. So hy haal al die slegte goede uit. Of rephrase, hy haal alles uit. En dit is nou nogal belangrik om dalk daai konsep mee te begin. Want gedistilleerde water is nou nogal belangrik in baie van die goeders wat 'n mens wil baie keer aanpak, veral as dit by medisinale goede kom. En dan ook, jy weet, soos wat ek nou gesê het, jy weet, as jy begin kyk na goed soos, jy weet, om byvoorbeeld alkohol te maak, vir ontsmettingsdoeleindes ensovoorts, is dit nou nogal belangrik om daai konsep te begryp hoe dit werk en te verstaan. As ook, weer 'n keer soos wat ek sê, as dit nou by distillasie van brandstof kom, dan raak dit 'n bietjie meer gefistikeerd, as wat 'n mens dit nou kan stel. Daar is baie van hierdie brouwerye, wat hulle eie goed distilleer ensovoorts, so jy kan redelik, jy kan selfs by so 'n groep aansluit ook. Is nou een van die min goed wat jy actually in die stad byvoorbeeld kan beoefen, sonder te veel moeite om bietjie goed te distilleer en jou eie alkohol te probeer maak ensovoorts, wat nogal baie help. En soos ek sê, as jy nou kom by die goed, selfs biodiesel, al daai tipe goeders werk maar almal op dieselfde konsep. En onthou nou mense, ek vergemaklik dit nou ongelooflik baie. Is obviously nou nie presies dieselfde nie, elke een het nou maar sy tricks. Maar, soos wat ek sê, dis definitief iets om na te kyk, om jou afhanklikheid weer te bepaal. Op jou einde van die dag, as jy nie hoef dorp toe te gaan om petrol in jou generator te gooi nie, jy maak jou eie petrol en jy gebruik jou eie petrol. Hoekom nie? Dit is nogal belangrik. En as jy kyk wat nou in die wêreld gebeur, met Iran ensovoorts, jy weet, is dit dalk nie so slegte idee nie. Ja, mense, ek hoop dit help iemand, ek hoop dit inspireer iemand, en soos wat ek nou al voorheen gesê het, sê asseblief in die kommentare, as daar iets anders is wat julle wil hê ons moet oor gesels, en dan vat ons dit van daar af. Julle moet 'n wonderlike dag hê, en dan praat ons weer.